Wat 'n ongelooflike tyd van die jaar, nê? Dis amper asof alles klaar is en mense begin die karavane uit te trek en die tengoed uit te haal en begin die vakansies te beplan. Wat 'n voorreg. En dit is die tyd waarin ons ook moet ontspan. Ares Youth, julle kan uitbeweeg. Baie dankie daarna agtertoe. Al die hoërskoolleerders. Ek was Vrydag aand hier by die tieners gewees. Hulle het 'n feestyd gehad. Ek hou net van die popcorn wat hulle aan mekaar kry, dis al. Amen. Ek gaan vanoggend vir u so 'n bietjie van 'n plan gee, so 'n bietjie uitpraat vanuit die Robben-eiland swem uit en vir u gedagtes gee om bietjie aan te dink en saam met ons te droom vir volgende jaar se swem en ook vir dit wat in die gemeente moet plaasvind. Nou laat ek wegtrek vanoggend. Baie keer kan baie mense, en veral Pinkstermense, kan baie geestelik wees. En hulle kan die Bybel ken, en hulle kan baie bid, en hulle kan baie dinge doen, maar hulle liggame weerspieël nie een van vas gebed, gesondheid nie. Baie keer is dit in die liggaam wat mense siek raak. En dan wanneer mense onfiks is en ongedissiplineerd is, dan gaan die liggaam agteruit. En dis waaroor ek vanoggend met u wil praat, is ek het geleer deur die afgelope jare. Jy weet jy kan, as jy iemand kry wat ook in sy liggaam fiksheid najag. Ek praat nie van ekstreem goed nie. Ek praat van 'n bietjie fiksheid. En ek gaan nou verklaar wat beteken fiksheid. Maar as iemand so klein bietjie fiksheid in sy liggaam sit, is daar meer dissipline in die geestelike kant om geestelike goed reg te hanteer. Baie keer gebeur dit dat iemand raak siek of kry slegte nuus en weet jy, dan val alles uitmekaar uit. Alles val uitmekaar. Hulle weet nie hoe meer om te bid nie. Hulle weet nie hoe meer om die Bybel te lees nie. Hulle voel ongered. Hulle voel heeltemal verlore. Die Here het hulle nou verstoot en die Here het nou hulle een kant gelos. En mens kom agter, maar hierdie persoon is al 20 jaar op die pad, maar daar's geen substansie nie. Ek wil baie versigtig wees met my woorde vanoggend, maar ergens moet jy leer om God se goed te bedink. Ek wil nie die woord mediteer gebruik nie, maar ek wil jy moet hoor wat ek sê vanoggend. Ergens moet jy op 'n punt kom wat jy en die Here God se goed bedink. Want wanneer jy God se goed begin bedink, begin jy te verstaan wie hy is in jou lewe. En dat hy wel daar is, en dat hy wel vir jou wil help, en hy wel vir jou deur die omstandighede of die krisis of die siekte gaan dra, totdat jy aan die ander kant uitkom. Amen. Die Here los ons nooit nie. Hy sê in sy woord, hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Maar tog voel ons so, ons voel baie kere in ons gedagtewêreld dat ons kan dit nie maak nie, ons kan dit nie deurvoer nie, ons weet nie hoe om dit deur te voer nie. En dan het ons mekaar nodig. Dan het ons nodig dat ons baie keer uitreik na 'n broer of 'n suster wat geloof het en dat ons saam begin bid en weer daai fondasie in Jesus optel. Kan ek 'n amen kry? Sê vir die ou langs jou net, ek sê jou ook nie los nie, man. Ja. Terwyl ons Februarie, Maart, het ons van Robben-eiland af geswem Big Bay toe. Nou, dis 'n baie georganiseerde ding, so daar's 'n groep van 10 mense wat swem op 'n slag, en daar's 5 bootjies, klein rubberducks, en dan 2 swemmers kry 1 bootjie, en jy swem saam met daai boot.
sodat hulle jou reguit kan vat vanaf Robben Eiland se hawe, swem jy daar van die kant af, jy stap amper uit op die rotse en dan begin jy in die water in en dan swem jy reguit Big Bay toe. Water is gewoonlik so tussen 11 grade en 13 grade, dit hang af van hoe die wind waai of hoe die see is. Al wat ek vir jou kan sê, dit is koud. Dit is regtig koud. So, en dan trek jy weg en dan begin jy te swem en elke kilometer stop hulle jou, hulle doen 'n toets met jou of jy by is, of die water jou nie laat hallusineer nie, en hulle gee vir jou iets om te drink, jy moet iets drink, elke keer moet jy 250 ml drink, dit is so 'n bietjie van 'n supplement, en dan sê hulle vir jou, okay, dan kan jy weer gaan, en dan swem jy weer aan, en tot by die volgende kilometer, dan stop hulle jou weer, jy mag nie in die boot vat nie, hulle gooi vir jou die waterborrel, of die supplements, en dan so werk het, en toe ek by kilometer 6,5 kom, ek weet nie of ek in die ronde geswem het en of ek die mekaar geraak het nie, maar in elk geval, die vrou op die boot, die skipper kom en sy sê vir my, het is tyd om iets te drink, en toe ek so nader kom, toe stoot sy die boot, en toe gaan sy so 50 meter aan, en toe ek weer by haar kom, toe doen sy dit weer, en toe sy dan tot stilstand kom, en toe gee sy vir my die supplement, en toe weet ek, okay, hoor, sy het my nou getoets, of ek is die mekaar, of ek met my kop nou by mekaar, want al wat hulle doen is, hulle sê, klim met die water uit, en om van 6 tot by 7,4 te kom, is nie baie ver nie, so, maar sy het my in die water gelos, en ek kon swem, maar so tussen hierdie swem, het my vriend, bietjie vinniger as ek geswem, ek weet nie hoekom nie, of ek dalk stadiger geswem het nie, maar terwyl hy so en voor my swem, toe is daar 'n rob in die water. Nou, ek weet nie of julle weet wat gaan in die Kaapse waters aan met robbe nie. Robbe het hondsdolheid op hierdie stadium. So hondsdolheid is 'n verskriklike siekte. As hy jou byt, dan moet jy dadelik uit die water uit, jy moet dadelik by 'n mediese plek kom, en dan is dit iets soos 17 inspuitings wat hulle vir jou gee onmiddellik. Ek weet nie, kom ek toets julle net gewaas, Jacques Snyman, hy is verskriklik lief vir 'n inspuiting. Ja, hy is die grootste bangbroek, maar net so diskant om is dit ek wat 'n bangbroek is vir 'n inspuiting. Ja, inspuiting op jou boot is nog alright, op 'n ander boot is nog alright, maar op ander plekke, dit raak nogal na pyn. In elk geval, so bly die rob om my, en die bootjie lê omtrent 50 meter aan die kant, en nou stop ek die swem, en ek begin te skree, jooi, kom jy op my? Hulle sê, no man, it will do nothing. Ek tog, it's like it. Ek het hoendervleis in die water, terwyl ek koud kry. En in elk geval, so op 'n stadium, toe kom hulle nou terug, en hulle stamp die rob weg van my af, en ek kom weer in my ritme, en terwyl ek in my ritme is, ek haal regs asem, so as ek regs asem, dan sien ek my, hier lê die rob, lekker op sy rug, en hy swem saam met my. Okay, toe besef ek, okay, hierdie rob is 'n goeie rob, hy gaan nie iets doen nie. Die ander ding wat gebeur het, so redelik, so tussen 'n kilometer en 'n kilometer en 'n half van Robben Eiland af, kry jy net onder die water, hy lê omtrent so diep, is dit sulke lae jellyvisse. En 'n jellyfish, daai tipe se angels, as jy nou deurstoot en deurtrek, dan raak dit aan jou hande, so jy voel hoe brand dit, en dan moet jy jou paniek moet jy nou net los, en kom net deur dit, so, maar daar's nie haie nie, nog nie so ver nie, en die ander goed wat daar is nog alles alright, so ons hanteer dit baie mooi, maar dit is eintlik 'n ongelooflike ervaring om deur die see te kom. Ek onthou, ek het altyd as kind, het ek by die golfbaantjie, padbaan in Seepunt, dan kyk jy na Robben Eiland en dan sê jy,
jy sien hier die eiland of Big Bay daar aan die ander kant, en sê vir jouself, yes, het sal nogal lekker wees om so oor te swem. En onthou, ek is 'n endurance sportman. Ek doen endurance, dis deel van my wese. Ek het in laerskool hardloop ek van wat is die plek, Gansbaai, Waanhuiskraans toe en terug. Dan soek my maale my en dan sê ek, nee, ek het net gou gaan hardloop, jy weet. Maar, so, dit was altyd my droom gewees, totdat ek agtergekom het, maar daar is baie mense wat dit doen. En hierdie jaar, vroeg hierdie jaar, het daar 'n ouetjie wat in 'n rugby-ongeluk sy onderlyf verloor het. Hy het geswem van Robben Island af deur ander kant toe. Maar kom ons kom by vanoggend by die gedeelte wat ek graag vir julle wil introduce. Hierso is 'n embleem, die 7.4, ons kry die kruis, ons kry die water en ons kry die pad en ons kry die slogan, elke tree, elke druppel, elke Bybel. Kan julle dit saam met my sê? Elke tree, elke druppel, elke Bybel. Hier voor my lê 'n klomp Bybels, Afrikaans, Xhosa en Engels. En dis deel van die Bybels, ons het plus minus R23,000 ingesamel hierdie jaar. En hierdie Bybels gaan na skole toe, dit gaan na kerke toe. Hierdie week kom haal Grabouw gemeente Bybels en dan kom haal Rivier Sonder End. Ons gee dit vir al hulle matrikulante van daai gemeente, gee ons hulle die Bybels en so gaan die Bybels versprei word. En ek wil jou nooi vanoggend, as jy hier sit en jy het nie 'n Bybel by die huis nie, kom haal vir jou Bybel. Voor in die Bybel is daar 'n ding geplak, jy kan hom nie verkoop, jy kan hom nie weggee nie, dis jou Bybel. Maar, as jy 'n Bybel wil kom haal vanoggend vir 'n huiswerker of vir iemand wat jy ken by die werk wat 'n Xhosa Bybel nodig het, dan wil ek hê kom haal 'n Bybel en gee vir iemand 'n Bybel. Want dit is vir ons so belangrik om Bybels in huise te kry, sodat ons mense se lewens daarmee kan verander. Ek het hierdie droom in my hart. As ons in elke huis een Bybel kan kry, wat 'n verandering kan dit moontlik maak? Dink net gou-gou. Hier is oor die 200,000 mense in Brackenfell. Nie almal het Bybels nie. Nie almal is gered nie. Maar weet jy wat? As iemand hierdie boek vat en hy begin hom net te lees, hierdie boek is so kragtig, dit verander lewens. En as dit een lewe kan verander, kan dit een huisgesin verander. As dit een huisgesin verander, beteken dit kan een familie begin verander. Een persoon wat gered word, kan so invloed hê van 'n vriendekring, dat jy kan nie getalle daarby voeg nie, want lewens word verander. So as dit gaan oor vanoggend, dat 'n mens sê, hoekom swem jy? Swem is net 'n voertuig. Ek het al die jare, ek het heidaglik 13 Two Oceans Ultras gedoen. Dit is die 56 kilometer. Vir elkeen van hulle het ek elke keer vir die Bybelgenootskap gehardloop en ek het R100 vir die Bybelgenootskap ingesamel. Totdat ek besluit het met die swem, maar ek wil dit vir die gemeente doen en geld vir die gemeente insamel, sodat ons as gemeente en veral deur die Granite Men gaan ons uit en ons gaan gee die Bybels na buitekant toe wat ons dan gaan doen vir die volgende jaar. So, amen. So waarvoor staan die 7.4? Dis 'n volmaakte pad na die 4 hoeke van die aarde toe. 7 en 4. 7 ken ons almal. Dit is die volmaakte getal, dis die perfekte getal van die Here. God werk altyd in 7's. As hy na jou toe kom, gaan hy jou vat van 'n 3, 4, 5, 6, 7. Hy gaan jou altyd 'n volledige mens maak deur die Heilige Gees wat in jou werk. 4 is die getal
die 4 evangelies, dis die volmaakte evangelie wat na die mensdom toe gaan. Die 4 uithoeke van hierdie wêreld, dis die 4 windrigtings waarheen die Bybel moet versprei word. En ek wil vir jou sê vanoggend, as daar 'n tyd is in ons geskiedenis waarin die Bybel versprei moet word, is dit nou. As ons hoor wat in die wêreld aan die gang is, hoe mense teen die Bybel staan, wat in Uganda aan die gang is, wat in Ethiopië aan die gang is, wat in ander dele van die wêreld aan die gang is. As jy hoor wat in Europa aan die gang is, waar die moslim geloof dorpe oorvat, en dan begin hulle te regeer dat die Bybel mag nie. Gelukkig het al die Europeërs begin wakker word en hulle het gesê, ons moet begin opstaan vir Christus Jesus. En hulle hou betogings. Dis die beste tyd van die lewe waarin ons staan, is om te sien dat Europa weer herlewing beleef soos wat hulle moet beleef. Mense moet terugkeer na die woord toe. So, 'n volmaakte pad na die 4 hoeke van die aarde toe. Ons weet nie waar gaan hierdie Bybels kom nie. Kan ek gou vir julle 'n storie vertel? In 2016 swem ek, en ek was nie gesond gewees, ek was net 'n ding in my liggaam gewees, en ek swem die dag van Robben-Eiland af, en Len Gorgens was my skipper gewees. Nou, jy moet 'n boot hê, en daai tyd kon ons nog ons eie bote reël. En terwyl ek swem, jy weet mos, jy voel nie lekker nie, en toe ek in die water klim, jy spring vanaf die hawemuur van Robben-Eiland, spring jy in die water in, en dan slaan daai koue jou, jy weet nie wat, of jy kom of jy gaan nie, en daar's nie soetwyn of enigiets wat jy kan drink, jy moet nou begin swem. En terwyl ek in die water is, sê ek vir die Here, gee my net 'n woord vir hierdie dag, want ek gaan dit nie kan maak op my eie nie. En Josia se woorde kom, wees sterk en wees dapper. Ek het dit al vir u gesê, maar so ek het begin swem, wees sterk en wees dapper. En so het ek elke haal, ons noem dit, jy roei soos wat jy in 'n roeibootjie sit, jy begin te roei, en jy roei, en dan sê jy sterk en jy's dapper, en jy's sterk en jy's dapper. So het ek die hele 7.4 kilometers geswem, en my deurgevoer, en terwyl ek swem, bid ek, en ek vra, ek sê, Here, ons het vir daai swem, met ons net so oor die R5,000 ingesamel, en ek vra vir die Here, ek sê, Here, waantoe moet die Bybels gaan? Waantoe moet hierdie Bybels versprei word? En ek dink by myself, ek het nie 'n idee nie. Maar 'n week daarna moes ek gaan klas gee in Windhoek, vir 'n groep Bybelskoolstudente, en terwyl ek klas gee, ontmoet ek 'n jong man wat van Roendo afkom. En ek gesels met hom, ek ken vir Roendo vanuit my weermag daar. En hy het 'n gemeente geplant in Roendo. En hy sê vir my, wat hulle kort, Pastor, can't you get us some Bibles? Die Here weet, 1 + 1 + 1 maak vir God sin. So, toe maak die swem vir my sin, dat ons vir hulle R5,000 se Bybels op 'n lorry kon sit, die lorry laai dit vir hulle in Roendo af, direk na die gemeente toe, en daai gemeente het daai tyd nog vir my 'n brief geskryf, om te sê, baie dankie, hulle het die Bybels ontvang, hulle is besig om die Bybels te lees. Doen God nie wonderwerke nie? Amen. Yes. So dit motiveer my, waantoe die Bybels gaan. God sal elke keer vir ons wys wat moet gebeur, en hoe dit moet gebeur. So, ek wil 'n paar idees vir julle voorlê, en dit is die uitdagings, dat hierdie is my 3de swem, van Robben-Eiland na Big Bay toe. Len Gorgens, hy doen sy eerste een, hy het nou net saam met my die Ironman gedoen, 'n half Ironman in Mossel Bay, hy kan lekker swem, maar ons gaan dit nie alleenig doen nie. Ons nooi die manne van die gemeente om saam met ons die 7.4 uitdaging aan te pak. Hier kom die groot ding. Waar's ander ding, daar sit hy. Okay.
Ons gaan julle uitdaag om 'n 7.4 kilometer te stap. Nie 'n 5 kilometer nie, dis nie 'n parkrun nie, dis 'n 7.4 kilometer. Ergens moet jy 7.4 kilometer stap. Dan gaan ons 7.4 minute in die koue water staan. Warren, is jy reg daarvoor? OK. Ons gaan reël op daai dag, want ons is geboek vir Februarie maand, Harold. So ons gaan reël op daai dag dat soveel as moontlik van die mans en die vrouens as julle wil, dat ons julle gaan in die koue water kom staan. Armand? Nie knie diep nie. Nie jep diepte nie, jy verstaan nou wat ek vir jou sê. Ons gaan tot hier so in die water staan. Net 7.4 minute. Hoe gaan jy dit reg kry? Jacques, luister mooi. As julle nou al reeds saam met my gaan begin 'n koud stort. Myne het al eergister begin. Met ander woorde, jy draai die warmkraan toe. Jy staan in 'n koue stort en jy was jouself, dan gaan jy begin gewoond raak. Jy 3-4 dae en dan is jy gewoond aan die koue water. Ek gaan jou uitdaag. Môre aand het ons bestuursvergadering, daar kom 'n nuwe uitdaging vir hulle. Maar ek wil die mans en die vrouens uitdaag om 7.4 kilogram te verloor. Kan ek 'n amen kry? Come on. Kyk, party mense is dun genoeg. So jy hoef nie 7.4 kilogram te verloor nie. Maar elke jaar hierdie tyd van die jaar as ek gaan na die mediese kant toe en hulle doen mos nou jou Discovery Health toetse en dan sê hulle meneer en ek het nie, dan sê hulle meneer, jy's 'n bietjie oorgewig. Nou, jy weet of jy oorgewig is en of jy nie oorgewig is nie, maar ons gaan werk daaraan. Dan, die volgende een is, lees ten minste 7.4 minute per dag die woord van die Here. Baie belangrik. En dan, saam met dit, 7.4 minute om te bid. Lekker, sit jou timer op en begin te bid. Dis net die basis. Jy kan dit baie langer maak, jy kan dit baie meer maak, maar om 7.4 minute saam te staan en te bid, en dan vir die Here te vertrou vir dit wat moet gebeur, dit wat in hierdie wêreld moet gebeur, dit wat in ons gemeente moet gebeur, en ons gaan alles doen om geld in te samel vir die Bybels, sodat ons dit na die uithoeke van hierdie aarde toe kan stuur. Kan ek 'n amen kry? Kan al die granite men amen sê? Ek het so 'n paar amens. Ons het so 'n paar amens. Kom ons kyk weer na die slagspreuk. Elke tree, elke druppel, elke Bybel. Ons doelwit is om 'n Bybel in 'n huis te kry, waar ons dit nie normaalweg sou gekry het nie. Mense, imagine ons het genoeg geld om die hele Wallisdien van elke plakkershut 'n Bybel te voorsien. Ons gemeenskappe raak nie meer groot met wat die woord sê nie. Dis hier en daar is daar kerkies wat versprei en wat die woord verkondig. Baie snaakse maniere, maar ek dink binne in die AGS is ons besig om baie van hierdie kerkies te help en hulle in 'n gesonde klimaat in te kry. Maar imagine net, die Heilige Gees is ook 'n evangelis, hy versprei sy woord. As ons net 'n Bybel in elke plakkershut kan inkry, wat sal gebeur? Dink net gou daaraan. Revival, absolute revival. Weet jy Armand, ons het klaar vir volgende jaar, het ons 'n borg gekry van R20,000 vir die swem, om Bybels in te samel. Loof die Here daarvoor. Amen. So, wat gaan ons doen? Ons gaan 'n finansiële plan hê. Ons gaan vir julle vra dat elke persoon R10 per kilometer vir 'n stap insamel. Ons sal die vorms reg hê binne die volgende week.
Ons gaan 'n gemeente liefdesoffer opneem daarvoor. Ons gaan dit eenkant sit en ons gaan vir mekaar sê, luister, elke R100 maak 'n verskil. Hilda, wat het die Bybels gekos? Ek het heeltemal vergeet. Ja, maar een Bybel. Ja. Hoeveel? 65 rand. As ons R65, dit is nou deur Koem boekwinkels wat dit spesiaal vir ons gee teen daai prys. As ons vir elke R56, R65, as ons vir elke R65 een Bybel kan koop, en ons kan volgende jaar, hoeveel Bybels kry mens in R20.000? Werk dit gou uit? Hier rondom 180, dink ek. Trevor? 307, ekskuus tog Trevor, ons is vinniger as jy. So 307 Bybels wat ons kan insamel. Ja, okay, kom ons veronderstel, ons vat R20.000 se Bybels en ons gaan na 'n spesifieke afdeling toe van Wallacedene of Bloekombos of een van daai plekke en ons gaan sê, luister, ons doen 'n uitreik met 'n gemeente daar en ons gee vir elke huis 'n Bybel. Baie van hulle is Engels sprekend, baie van hulle is Xhosa sprekend, ander is Afrikaans sprekend, maar ons versprei die Bybels. Wat kan God nie alles doen nie? En dis waar ons moet uitkom. Dis een van ons groot take vir hierdie jaar wat deurgevoer gaan word. En laastens, of tweede laastens, wil ek graag, net kyk of dit die regte een is. Ja, hierdie ene. Ons gaan laat die kinderkerk bakke yswater reg sit en kyk of ons hulle 74 sekondes in 'n bak yswater kan laat staan. Jy kan dit gaan toets by die huis. Vir die vrouens, vir die baksters, hier's mans wat ook bak. Ons gaan julle vra om vir ons 7 resepte van gesond eet op te trek. 7 perfekte resepte. Moet nou nie ouma Koekie se resep kom gee wat eintlik gaan maak dat ons gewig gaan optel nie, maar ons 7 resepte en dan 4 vir bederf. Okay, en dan ons gaan die manne opdeel om in koue water te staan en absoluut net deur te voer. Ek kan nie vir jou sê, dit was 'n groep van die 80 plus wat laas jaar of hierdie jaar dit saam met ons gedoen het. Ek kan nie vir jou sê hoeveel van die mans wat 'n verandering beleef het. Want een van die goed wat gebeur is wanneer jy koud stort, jou liggaam skei dopamien af en dan begin jou liggaam gesonder reaksie te toon. So daar's soveel goed wat neurologies in jou liggaam gebeur. Maar ek wil die vrouens uitdaag. Vrouens, julle is baie keer baie tawwer as hierdie mans. Amen. Wat gaan julle doen? Miskien moet julle 'n bietjie gaan planne bymekaar maak. Daar's van die vrouens wat fietsry. Miskien kan ons al die fietsryers kry om daai oggend af te ry Blouberg strand toe, saam hier af te ry en so ook julle deel te doen. Maar kom ons gaan absoluut dit doen. As ons onsself gaan toewy aan die Here, as ons onsself gaan verlustig in die Here. Hier is die ding. Kyk gou na hierdie foto. Die ervaring om weer jou voete op die grond te sit by Blouberg is verskriklik groot. Want vir daai 2 uur 30 minute, 2 uur 35 minute van die ander kant af raak jy nie grond nie, jy sien ook nie grond nie. Jy sien ook nie rotsie nie, dis een net stroom regdeur. Maar weet julle wat nie? Die Here beloof ons dat ons sal oorwinning behaal. Hy sal vir ons iets te eet te gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Ek haal dit nou 'n bietjie uit konteks uit. Maar ek wil vir jou dit sê, as jy na jou liggaam gaan begin kyk, as jy dit gaan geestelik voed en maar jy gaan dit ook fisies voed,
Wat 'n verandering kan nie plaasvind nie? Ons het nou net 2 weke terug, ja, 2 weke terug het ons die Ironman gedoen. Weet julle, vir 20 weke mag ek nie Coke drink nie. Ek is nogal mal oor Coke. 'n lekker regte, egte botteltjie Coke is mos altyd lekker, nee. Hy babbel jy in jou maag af. Dit is so lekker. Maar jy mag nie lag nie. Maar gaskoeldranke is uit en al daai goeders is uit. Jy drink net gesonde goed. Maar weet jy wat dit maak in my liggaam? My tempel voel of hy vol energie is en reg is om die Here te dien. En ek wil hê jy moet kom. As jy depressie het, as jy een of ander kwaal het, begin jou liggaam in 'n dissipline in te kry en begin vir jouself te sê, luister jy, dis wat ek gaan doen. As jy 'n programmetjie nodig het, as jy 'n commitment nodig het, asseblief bel my in die week. Ek gaan vir jou 'n programmie kan gee, ek gaan vir jou 'n idee kan gee, ek gaan vir jou skrifgedeeltes gee volgende jaar wanneer ons begin daarmee en ek gaan vir jou alles kan gee, maar ek wil net hê begin aksie te neem oor jou liggaam. Amen. Ons is so maklik om te sê, no weapon formed against me shall prosper, no tongue that is raised shall stand. La, dan gaan ons aan, maar ons doen niks nie. Staan nie op nie. Begin nie die stemme stil te maak wat in jou kop aan die gang is nie. Jy moet opstaan en jy moet begin om vir die Here dit te sê. Sê saam met my, elke tree, elke druppel, elke Bybel kan profeties ons gemeenskap verander. Amen. Die baie mense wat hier sit, is niks in vergelyking met die baie wat die Here nog wil red nie. Dit is verskriklik baie mense wat ongered is, wat nie Jesus ken nie, wat nie in 'n verhouding met hom staan nie. En dan sluit ek af met hierdie skrifgedeelte. En dit is, en hoe kan 'n mens verander van hom gaan vertel as hulle nie gestuur word om dit te doen nie? Daarom sê die Bybel, hoor hoe wonderlik klink die voetstappe van diegene wat vir ander mense gaan vertel van al die goeie dinge van wat God doen. Amen. Ons begin Januarie met 'n 12 weke reeks. Ons is besig met die opnames. Ons gaan elke dag vir julle 'n 60 sekonde dagstukkie stuur. So ons gaan julle vir 12 weke gaan ons julle elke oggend pla en ons gaan julle aktiveer om saam met ons vir 12 weke die Here te dien vanuit daai boekie uit. Maar daai boekie se doelwit gaan daaroor is dat ons moet die evangelie uitvat na iemand toe. Ons moet iemand gaan vertel van die evangelie. Ons moet dalk net saam met iemand gaan bid in die hospitaal en die Heilige Gees sal homself red en verander en sy lewe totaal al inspireer met die evangelie. Hoe wonderlik klink die voetstappe van diegene wat sal gaan. Miskien het jy stil geraak, miskien gaan jy nie meer nie. En vanoggend wil ek jou aanmoedig. Hoe lyk 'n 7.4 kilometer vir jou? Miskien is jou huis nie 'n 7.4 kilometers van hier af nie. Maar hoe lyk dit met jou? Miskien wil jy volgende jaar saam met ons gaan swem. Nou, dit gaan nie so maklik wees, jaar daarna. Maar wat wil ons doen? Hoe wil ek my liggaam 7.4 keer verander, dat hy kan inpas by die planne waarmee die Here besig is in my lewe? Gaan julle saam met my droom? Kom staan saam met my op toe. Here, ons wil heel eers ons liggame wil ons na U toe bring. U leer ons in die woord, Here, dat ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Hierdie liggaam is 'n woonplek van die Heilige Gees. Here, ons almal kan nie maar wees nie. Ons almal kan nie vinnig wees nie. Ons almal kan nie swem nie. Ons almal kan nie draf nie. Maar Here, ek wil bid dat dit wat U wil hê daai persoon vanoggend moet aan begin werk, dat U dit in hulle harte sal sit. Here, dat U nuwe energie en nuwe idees sal losmaak om saam met ons, Here, 'n pad van volmaaktheid te kan stap, sodat ons die dinge kan doen waarvoor die Here ons roep.
Here, ek wil bid dat U hierdie gemeente sal vat, dat ons deur die insig van die Heilige Gees, dat ons elkeen iets sal doen, om 'n Bybel in 'n plek te kry, sodat mense se lewens kan verander. Ek wil U vertrou vanmôre, Here, vir 400 Bybels vir volgende jaar. Ons het klaar sponsor, ons wil bid vir nog, Here, dat ons by 400 Bybels kan uitkom. En ek wil vir U dankie sê, dat U op die regte persoon se harte dit sal druk, en dat ons saam sal sien hoe die Here kom, en die Here vir ons seën daarmee. En ons dankie daarvoor. En ons almal sê amen. Amen.